wysheid. Die wêreld is so vol van kennis en raad en wysheid. Hoe weet ons dat die kennis en die raad werklik van Vader af is? Daar is so baie wyse woorde wat gespreek word deesdae. Is dit die wysheid en die raad en die kennis wat almal gee? Is dit nodig? Is dit die raad, is dit die wysheid werklik wat Vader wil hê ons moet ons denke aan spandeer? Ware wysheid is om Jahwe te vrees. Die vrees van Jahwe is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan aan die eer vooraf. Spreuke 15 vers 33. Hierdie vrees is nie 'n vrees wat jy laat sidder en bewe nie. Dis 'n diepe respek vir Jahwe, 'n liefde. Wie in sy opregtheid wandel, vrees Jahwe, maar hy wat verkeerd is in sy weë, verag hom. Spreuke 14 vers 2. Om Jahwe te vrees is in opregtheid te wandel. Om te wandel 'n manier hoe Vader wil hê ons moet wandel. Wysheid is ook om jou lewenspad te verstaan. Die wysheid van die skandere is om sy weg te verstaan, maar die sotheid van die dwaase is bedrog. Spreuke 14 vers 8. Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe, soos wat daar staan in Johannes 14 vers 6. Ware wysheid is om te verstaan wie Yeshua is en wat hy kom doen het hier op aarde. Wat hy kom doen het in die grote raadsplan van Elohim. Wysheid kom van hom af. Wysheid is ook om te verstaan wat ons rol en ons doel hier op aarde is. Ons is nie verniet hier nie. Ons is nie verniet hier op aarde net toevallig nie. Ons is beplan. Elke oomblik deel van Vader se raadsplan. Hy het 'n doel en 'n roeping met elkeen van ons. Daar is twee verskillende tipes wyshede. Daar is wêreldse wysheid en daar is geestelike wysheid. Yeshua sê dit so mooi in Matteus 11 vers 25. Ek loof U, Vader Jahwe, van die hemel en van die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. Die wêreld sien nie en verstaan nie Vader se raadsplan nie. Dit is verberg vir hulle. Hulle is kundig en wys in al die ander tipe van dinge, behalwe wat belangrik is. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by Elohim. Want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang. 1 Korintiërs 3 vers 19. Wetenskap, fisika, selfs meganiese goed, is niks so belangrik, soos die saligheid wat Yeshua vir ons kan leer nie. Die belangrikste is, om te glo in Yeshua, om kennis en wysheid te doen van hom. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug. 2 Petrus 1 vers 6 tot 7. Kennis van Elohim, kennis van Yeshua, is baie meer belangrik as wêreldse kennis. Wat vir Elohim wys is, verstaan die wêreldse mense nie, net die geestelike mense. Paulus sê dit so mooi in 1 Korintiërs 2 vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van Elohim nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Nou, ons moet verstaan dat geestelike wysheid kan nie net geleer word nie.
Dit is iets wat geopenbaar moet word. Iets wat ons van Vader af ontvang. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van Elohim bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Jakobus 1 vers 5. Dit is iets wat hy deur die Gees aan ons openbaar. Dit is nie 'n rympie wat ons leer of feite wat ons kan leer nie, maar dit is iets wat ons deur die Gees leer. Deur die Gees kan ervaar. Geestelike wysheid kom direk van Vader af. Hy openbaar dit aan ons deur sy Gees. Baie kere hoor ons 'n vers oor en oor, maar eendag dan maak dit net vir ons oop. Dan openbaar die Vader vir ons deur die Gees wat dit werklik beteken. Hy openbaar die diepte van sy woord. Nou, hoe weet ons dat dit wysheid is? Hoe weet ons dat dit geestelike wysheid is en nie wêreldse wysheid nie? Vader het in sy woord vir ons 'n voorskrif gegee. 'n Voorskrif hoe om te sien of die wysheid of die kennis wat ons ontvang het, waarlik van hom afkom. Die wysheid het haar huis gebou, haar 7 pilare uitgekap. Spreuke 9 vers 1. Die 7 pilare dui op die geestelike volmaaktheid. Jakobus het ook vir ons 'n voorskrif gegee, 'n diepe verduideliking van wat die 7 pilare is. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Jakobus 3 vers 17. Eerstens moet wysheid rein wees. Is dit skoon en rein volgens Elohim se woord? Weet jy of dit die waarheid is? Reinheid is baie belangrik. Tweede is dit vredelievend. Geestelike wysheid skep altyd vrede in ons teenoor Elohim, om in vrede met hom te leef. Geestelike wysheid koester vrede in ons, vrede teenoor Elohim. Derdens is dit vriendelik. Is dit vriendelik teenoor ons medemens? Geseglik is die 4de een. Die 5de voorskrif is vol barmhartigheid en goeie vrugte. Hierdie goeie vrugte dui op Galasiërs 5 vers 22, waar Paulus die vrugte van die Gees beskryf. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Geestelike wysheid sal altyd die vrugte vir die Gees laat groei in ons lewens. En dalk nie eers in ons lewens nie, maar in ander se lewe ook, wie ons die wysheid meer deel. Die 6de voorskrif is onpartydig. En die 7de, ongeveins. Baie kere vra ons onsself, maar hoekom is wysheid so belangrik? Wysheid help ons verstaan hoe Elohim alles geskape het. Jahwe het deur wysheid die aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel. Spreuke 3 vers 19. Deur wysheid kan ons sy skepping verstaan. Ons verstaan deur sy skepping sy krag en heerlikheid. Hy is die kunstenaar en nie die wêreld sy kunststuk. Wysheid leer ons om reg te wandel. Ek wysheid is betroud met die skranderheid en ek vind kennis van regte oorleg. Spreuke 8 vers 12. Wysheid en regte kennis help ons om in die voetspore van Yeshua te wandel. Dit leer ons reg van verkeerd en help ons om in geregtigheid te leef. Wysheid is kosbaar, want wysheid is beter as korale en al die kleinode kan daar nie meer vergelyk word nie.
Spreuke 8 vers 11. Gelukkig die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud. Spreuke 3 vers 13 tot 14. In sy regterhand is lente van dae, in sy linkerhand rykdom en eer. Sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede. Spreuke 3 vers 16 tot 17. Bekryging van wysheid is baie kosbaar. Dit lei ons op 'n lewenspad na Elohim toe, wat niks anders kan nie. 'n pad vol vrede en vreugde, 'n pad vol liefde en rykdom en eer. Dis nie noodwendig fisiese rykdom nie, maar geestelike rykdom. Wysheid leer ons om Elohim te ken. Hy is wysheid. Wysheid sit ons op 'n lewenspad nader aan Elohim. 'n lewenspad vol vreugde en vrede. Wysheid gee ons iets wat ons nie in die wêreld kan kry nie, maar wat kosbaarder is as enigiets wat ons in die wêreld kan kry. Vra vir Elohim vir wysheid, en hy sal dit vir jou gee, op sy tyd, die regte plek, en op die regte manier. Julle almal moet 'n wonderlike tydjie hê.